Goeiedag, baie welkom by Joy Radiostasie. My naam is Jaco Pieter en vandag gesels ons hier by ons sluit die woord oor die boek Johannes. Ons gaan veral stil staan by hoofstuk 1. In Johannes lees ons wie Jesus is. Die hele Johannes sentreer rondom Jesus. So as jy Jesus beter wil leer ken, kan jy die boek Johannes lees. Nou ons weet die outeur van hierdie boek is Johannes die apostel. Hy was ook die lieflingsdisipel wat naby Jesus was. Ons weet ook dat die boek geskryf is so 90-100 na Christus en dat hierdie boek een van die juwele is van die Nuwe Testament, saam met baie van die ander boeke. Matteus, Markus, Lukas, Johannes is die 4 evangelies waarvan ons weet dat Matteus, Markus en Lukas die sinoptiese evangelies is, omdat hulle redelik baie ooreenstem wat betref inhoud en ook strukture. Nou ons weet dat Johannes 'n bietjie verskil van Matteus, Markus en Lukas in die opsig dat Johannes nie alles hanteer wat Matteus, Markus en Lukas hanteer nie. Nou een van die redes hiervoor is dat Johannes veronderstel dat 'n mens die kennis het van Matteus, Markus en Lukas en aan die ander kant moet ons ook onthou dat Johannes skryf juis 'n teologie oor Jesus. Anderster as Matteus, Markus en Lukas, skryf Johannes 'n teologie, 'n diep nadenkende stuk oor wie Jesus is en wat Jesus kom doen het. So weet ons byvoorbeeld dat die Johannesboek geskryf is sodat mense tot geloof kan kom in Jesus, sodat wanneer jy klaar Johannes gelees het, jy in Jesus kan glo. Ons weet ook dat Johannes baie sterk klem lê op getuienis. Hy is ook 'n skrywer wat werk met sterk kontraste, lewe, dood, lig, donker, kinders van die Vader, kinders van die duiwel. So Johannes werk baie sterk met hierdie teenpole en teenstrydighede, juis om 'n belangrike boodskap na vore te bring. Johannes begin dan met 'n inleiding wat in hoofstuk 1 vers 1 tot 18 is, 1 vers 19 tot 12 vers 50 vorm die tweede groot hoofdeel van die boek. Van hoofstuk 12, van hoofstuk 13 tot hoofstuk 17 is die volgende gedeelte en dan van hoofstuk 18 tot 21 gaan oor Jesus se kruisiging, sterwe en opstanding. Wanneer ons gaan kyk na die Johannesbrief, dan vind ons die 7 ek is uitsprake van Jesus in die boek. Ons vind dat Johannes 7 tekens van Jesus beskryf of 7 wonderwerke wat vir ons dan illustreer hoe Jesus natuurlik met sy goddelike mag in situasies kan ingryp. In Johannes 1 vers 1 lees ons die bekende woorde: in die begin was die woord daar. Hierdie woorde waarmee Johannes begin, laat ons natuurlik onmiddellik ook terugdink aan die skepping, wat in die begin vir ons beskryf hoe God geskep het deur sy woord. Maar dit laat ons ook dink aan Markus, wat sê hier is die begin van die evangelie van Jesus Christus. Nou interessant dat Markus 'n spesifieke tydstip aandui wanneer Jesus begin. Maar in Genesis is daar ook 'n spesifieke tyd en dit is die tyd van die skepping. Maar hier in Johannes vind ons 'n beskrywing buite tyd en buite ruimte. So wanneer Johannes praat van in die begin, praat Johannes van die begin voor alle tye, die begin voor die evangelie aarde toe gekom het. En dan lees ons dat die woord was by God en die woord was God. En ons weet dat God in die Ou Testament praat en dat mens hoor die woord van die Here het gekom tot hierdie persoon, of die woord van die Here het gekom tot 'n profeet en so aan. Maar ons weet ook natuurlik in Genesis dat God geskaap het deur sy woord. Maar nou lees ons hier in Johannes dat God se woord in die vorm van 'n mens aarde toe kom. Dat God se woord 'n mens geword het, na wie ons kan luister. Toe alles begin het, was hy by God, skryf Johannes. Met ander woorde, dit is regtig ver terug in die geskiedenis en deur hom is alles geskep. So Jesus
is verhewe bo die skepping. Jesus is groter as die skepper, as die skepping, en hy is die skepper. Sonder hom is niks geskape wat bestaan het nie. Hy het ook die lewe gebring en die lewe was die lig vir die mense. En wanneer ons luister na die lig wat Jesus vir ons bring en die lewe, dan moet ons besef dat Johannes voortdurend wanneer hy praat van lewe, dit koppel aan ewige lewe. Dat hy dit koppel juis aan die lewe wat God bring en dat Jesus die een is wat hierdie lewe bring, dat Jesus die een is wat vir ons hierdie lewe gee. En hy was ook die lig vir die mense. So wanneer jy 'n kind van God is, dan het jy ook God se lig in jou lewe. Dan kan jy ook lewe volgens God se lig. En God se lig is ook die lamp op jou voet, soos ons lees in Psalm 119. Dat wanneer ons God se lig in ons lewe het, dat ons inligting het, inligting het, wat skyn op elkeen van ons omstandighede, dat ons presies weet hoe om dit te hanteer, hoe om te lewe. En dan sien ons dat hierdie lig in die duisternis geskyn het en dat die duisternis dit nie kon uitdoof nie. En hiermee weet ons dat Jesus die bose oorwin het en dat Jesus die Satan ontbloot, ontmagtig en weggevoer het in die triomftog van Christus, soos ons lees in Kolossense 2. Met ander woorde, die duisternis kan nie teen die lig staande bly nie. Ons weet ook dat Jesus, nadat hy sy disippels uitgestuur het om vrede te bring vir huise, het hulle teruggekeer en gesê dat selfs die duisternis, selfs die demone gehoor gegee het aan hulle. En dan sê Jesus, maar hy het self die duiwel soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. En hiermee gee Jesus te kenne dat die duisternis nie staande kan bly wanneer Jesus of Jesus se kinders wat in sy naam gaan bedien, se pad kan staan nie. Orals waar Jesus gekom het, is mense bevry van demone, het mense vrygekom van die bose magte. En daarom weet ons ook dat Jesus in ons lewe vir ons vrymaak van die bose en van die bose magte. En daarom kan ons met hierdie groot stuk oorwinning lewe elke dag van ons lewe. En dan sê Johannes dat God het 'n man gestuur met die naam Johannes om 'n boodskap te bring. En hierdie Johannes, weet ons, is Johannes die Doper. En hier tref ons dan nou aan die besondere persoon Johannes die Doper, wie hy is, wat hy doen en hoe sy getuienis ons in ons lewe kan aanspoor om ook in ons lewe te gaan getuig oor wie Jesus is, op die regte manier te getuig en ons nie te skaam om te getuig of om te skroom om te getuig nie, maar dat ons met 'n volle vrymoedigheid, soos wat die apostels bid in Handelinge 4, met volle vrymoedigheid die evangelie bekend kan maak. Nou Johannes moes vertel van die lig sodat almal deur sy getuienis tot geloof kon kom. So hier vind ons weer die kern van waarom hierdie boek geskryf is, sodat mense wat in Jesus glo tot geloof kan kom. En telkens wanneer daar geskryf word, word daar teruggekeer na Jesus toe. En hier gaan dit oor die geloof om in Jesus te glo. En hy moes kom vertel van die lig. Hy moes kom vertel van hierdie inligting. Hy moes die inligting kom deel oor wie God is en wat God doen en wat Jesus se rol en funksie is. Hy was self nie die lig nie, lees ons, maar hy het kom getuig oor die lig. Hy het van die lig kom vertel. Hy het vir ons kom leer wie hierdie lig is. En sy getuienis is kragtig en sy getuienis is waar. En ons moet hierdie egte en ware lig wat oor ons lewe skyn, moet ons nie net in ons lewe toelaat nie, maar ons moet ook in ons lewe hieroor gaan praat. Johannes het maar net van die lig kom vertel, skryf Johannes, die apostel wat die boek skryf. En die egte lig, die ware lig wat oor almal in hierdie wêreld skyn, het na die wêreld toe gekom. En hier sien ons dat die lig nou mens word, dat die woord mens word, dat God in sy almag vir Jesus na ons toe stuur om in hierdie wêreld die lig te wees, want hy wat die wêreld gemaak het, was ook nou in die wêreld, maar die mense van hierdie wêreld het hom nie herken nie.
En dit is ook iets wat reg deur die Ou Testament maar gebeur, want ons lees oral in die Ou Testament dat die mense nie geluister het nie en dat die mense glad nie gesien het wie die Here is nie. En daarom moet ons onthou hoe belangrik dit is dat ons in ons lewe moet luister na God. Die profete in die Ou Testament skryf oor en oor dat die volk doof was, dat hulle nie hoor nie, dat hulle ook nie sien wie God is nie. En dan sien ons nou ook hier skryf Johannes die apostel dat die mense nie geluister het na Johannes die Doper se getuienis nie en dat die mense nie wou aanvaar dat Jesus die Messias soos wat Johannes die Doper dit kom kommunikeer het nie. En hierin lê ook 'n groot tragedie want dit is baie tragies om daaraan te dink dat Jesus aarde toe gekom het en dat mense glad nie in hom geglo het nie, dat mense nie gehoor het dat hy die Messias is nie. En hy het na sy eie mense toe gekom, maar sy eie mense het hom nie by hulle verwelkom nie, skryf Johannes die apostel. En hierin is ook 'n groot tragedie dat die Jode vir Jesus verwerp het as die Messias, want hulle was juis die nasie wat vir Jesus moes aanvaar het as die Messias. En daarom het hulle dan natuurlik ook die oordeel wat vir hulle wag vir elkeen wat nie wil glo dat Jesus die Messias is nie. Maar vir ons wat kinders van die Here is, ons wat hom in ons lewe verwelkom, ons het natuurlik die hoop en die redding wat ons vanaf Christus ontvang. En dan is daar hierdie mooi vers in Johannes 1 vers 12 wat spesifiek gaan vir die kinders van die Here, vir elkeen wat hom verwelkom en in hom glo, het hy die reg gegee om 'n kind van God te wees. Hulle is uit God gebore en nie omdat 'n gewone man dit begeer of wou gehad het nie. En dan besef ons weer met eens dat ons nie in ons lewe onsself kan red nie. Dat redding nie uit onsself uitkom nie, maar dat redding kom van die Here af. Dat redding kom van hom af wat vir ons in ons lewe kom vrymaak, vir ons kom vryspreek. En daarom het ons as mens niks om ons voete op te sit om te dink dat ons hoegenaamd enigsins 'n aandeel het in ons redding nie. Daarom dat Paulus ook skryf in Efesiërs 2, niemand het enige rede om op homself of haarself trots te wees nie, want alles wat ons nou is, het die Here gemaak. Die Here het ons gemaak wie ons nou is. En daarom moet ons in ons lewe ook met hierdie groot stuk nederigheid lewe en ook in afhanklikheid van die Here lewe en weet dat hy die een is wat ons gemaak het wie ons vandag is. Dan weet ons natuurlik dat Jesus die woord is en dat hierdie woord vir ons natuurlik 'n fisiese mens geword het en tussen ons kom woon het. Ek hoor die storie van 'n pastoor wat eendag met sy seun gaan stap het in die veld en afgekom het op 'n muurnes waarvan die mure seer gekry het. En die seun sê toe vir die pa, hy dink hulle moet die mure help. Maar die pa sê toe vir die seun, maar die mure is te klein, hy kan hulle nie help nie. En die seun vra toe vir die pa, maar hoe kan ons die mure help? En die pa sê toe die enigste manier wat ons hulle sou kon help, was om 'n muur te word. En die pa besef toe met eens, maar dit is presies wat Jesus kom doen het. Jesus het 'n mens geword. Hy het onder ons kom woon, ons wat verwond is en ons wat so vol sonde is, dat hy vir ons natuurlik hier die redding in ons lewe gebring het. En die woord het in die wêreld vir God bekend kom maak. Die woord het 'n fisiese mens geword en tussen ons kon woon en ons kon sien hoe belangrik hy is. Ons kon sien dat hy die unieke seun is wat van die Vader afkom en ons weet dat Jesus groot en belangrik is, dat hy vol genade en goddelike egtheid is. En hierin weet ons, ook soos Paulus sê in Filippense 2, dat Jesus wat God was, homself nie daaraan vasgeklou het nie, maar dat hy het prys gegee het en dat hy sy lewe op aarde kom aflê het, dat hy 'n slaaf geword het en dat hy homself verder verneder het deur te sterf aan die kruis. En ons weet dat hy vol genade en vol goddelike egtheid is. Johannes het hard van hom uitgeroep. Hy is die een waarvan ek gesê het, hy wat na my kom, is baie belangriker as ek, want hy was voor my reeds daar. En hiermee wil Johannes vir sy volgelinge, vir sy disippels, vir sy aanhang leer, dat Jesus die een is wat gevolg moet word, dat Jesus die een is
wat die ewige lewe bring en dat Jesus die een is wat van die Vader afkom. Johannes wat dan sê Jesus is baie belangriker as hy. Jesus was reeds voor hom. En dit dui vir ons ook op 'n rangorde, dat Jesus in 'n hoë rangorde is, dat Jesus voor hom is in terme van die rangorde en dat hy na Jesus kom. Ook dat Jesus natuurlik voor sy tyd al daar was, dat Jesus se tyd ver voor sy eie tyd is en dat hy weet dat Jesus belangrik is. En ons weet dat Jesus ons almal toegegooi het onder sy genade, dat hy vir ons so in sy genade raak sien, dat hy ons red. Moses het wel vir ons die wet gegee, skryf Johannes, maar Jesus het vir ons genade en die egte waarheid gegee. Niemand het God nog ooit gesien nie. Die unieke seun, ook God, wat 'n baie hegte verhouding met die Vader het die Vader aan ons bekend kom maak. So hier leer ons ook dat Jesus groter is as Moses, want Moses kon nie die Vader sien nie. Moses moes in 'n rotskeer ingaan en sy gesig verberg van die teenwoordigheid van die Here, maar Jesus is die een wat kom en wat natuurlik in sy volheid die Vader gesien het en daarom gaan hy die Vader aan ons bekend maak, omdat hy in sy absolute goddelikheid die enigste een is wat vir ons kan leer wie die Vader is en dat hy ook die Vader aan ons bekend kan maak. Maar dan is die mense nie tevrede hiermee nie. Die mense wil ook weet wie Johannes die Doper is. En daarom word daar 'n afvaring gestuur, 'n kommissie van ondersoek. Die Jode stuur hierdie kommissie om 'n ernstige werk te doen. Hulle moet gaan uitvind wie Johannes die Doper is en wat sy identiteit is. En daarom stuur hulle die priesters en leviete uit Jerusalem na Johannes toe. En hulle moes gaan vra oor wie hy presies is. So die kerk was onseker van daardie tyd. Die Jode was onseker. Hulle het nie presies geweet wie Johannes die Doper is nie, want hierdie man doop mense. Hierdie man is besig om groot dinge te doen. En nou wil hulle uitvind wie hierdie man is. En daarom het hulle hom gaan uitvra oor wie hy presies is. En toe hulle vir hom vra wie hy is, het Johannes oor en oor ontken dat hy die Christus is. Hy het dit ontken, want die mense wou weet of hy die Messias is wat sou kom. Die mense wou weet of hy dalk 'n profeet is. Wie is jy dan? Is jy dalk Elia? Vra hulle vir hom. En Johannes het gesê, ek is nie. Is jy dan die profeet? Het hulle toe gevra en Johannes het weer gesê, nee. Hulle het toe weer probeer en gevra, wie is jy? Ons moet 'n antwoord aan die mense gee wat ons gestuur het. Wat het jy oor jouself te sê? En Johannes het geantwoord, ek is iemand wat in die wildernis uitroep, berei 'n pad vir die Here goed voor, soos die boodskap van ouds Jesaja gesê het. En hiermee wil Johannes baie duidelik maak dat hy slegs die een is wat in die woestyn roep dat daar 'n pad reguit gemaak moet word vir die Here, dat hy die een is wat die pad aankondig, dat hy die een is wat daaroor profeteer, dat hy die een is wat uitroep dat Jesus op pad is, dat die Messias op pad is. En hy sluit aan by Jesaja om te sê, ek is maar 'n boodskapper wat met julle praat. Ek is 'n boodskapper wat aan julle kom bekend maak. Onder die groep wat gestuur was daar fariseërs wat baie ernstig was oor die hou van die wet. Hulle vra hom toe, waarom doop jy dan as jy nie die Christus, Elia of die profeet is nie? En hiermee wil hulle natuurlik ook 'n kerklike strikvraag vra om te kyk of hulle hom op een of ander manier kan vastrek. Maar Johannes se antwoord was, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand van wie julle nie weet nie. Hy kom wel na my, maar ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Dit alles het aan die oorkant van die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. En wanneer Johannes dit doen, posisioneer hy homself in terme van sy funksie, sy werk, wie hy is en wat hy kom doen, maar hy gee ook te kenne dat Jesus in hulle midde is, dat Jesus die een is na wie hulle kan opsien, dat Jesus die verlosser is, dat Jesus die Messias is. En dan vertel Johannes wat met Jesus se doop gebeur het. Die volgende dag sien Johannes Jesus wat na hom toe kom. Hy sê, kyk mooi, hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegvat. Kyk, daar is die lam
van God, sê Johannes. En ons weet ook dat Johannes, die apostel wat skryf, moeite doen om aan te dui dat Jesus die lam is wat geslag moet word, want Jesus woon 3 Paasfeesgeleenthede by in die boek Johannes. En daarom weet ons dat die lam van God geslag gaan word, dat die lam van God die een is wat die sondes van die wêreld gaan wegneem, en dat hy die een is wat natuurlik vir ons verlos en vryheid bring. En dit laat ons ook dink aan ons eie getuienis. Dit laat ons ook dink op watter manier ons oor Jesus praat en op watter manier ons na Jesus verwys in ons lewe, of ons ook bereid sal wees soos Johannes die Doper om vir die mense te sê dat Jesus die lam van God is, dat hy die een is wat vir ons sondes aan die kruis sterf, dat hy die een is wat die sonde van die wêreld wegvat en dat hy die een is wat belangriker as ons is. Want net soos wat Johannes sê dat Jesus belangriker as hy is, net so moet ons sê dat Jesus belangriker as ons is, dat hy die een is oor wie dit gaan. En daarom sê Johannes weer, soos wat hy gesê het in vers 15, hy wat na my kom is belangriker as ek. En hy herhaal dit weer in vers 25, 6, 27. Hy kom wel na my, maar ek is nie eers werd om sy skoene vas te maak nie. En dan sê Johannes weer in vers 30, dis van hom wat ek gesê het, hy wat na my kom, is baie belangriker as ek, want hy was voor my reeds daar. En hier vir 'n derde keer wil Johannes vir die mense vertel, Johannes die Doper, dat Jesus die een is oor wie dit gaan, dat Jesus die een is na wie alles toe wys, dat Jesus die een is na wie Johannes die Doper toe wys, na wie Johannes die Doper se getuienis, sy werk, sy doop en alles verwys na Jesus. En dan sê Johannes, ek het ook nie geweet wie hy is nie. Ek het egter gekom om met water te doop, sodat Israel so kon sien wie hy is. En hiermee wil Johannes dan ook sy bediening aan hulle bekend maak, ook vir hulle sê op watter manier hy bedien en op watter manier hy sy funksie vervul, om daarmee ook vooruit te wys na Jesus Christus toe, die een wat sal kom om die sonde van die wêreld weg te neem. Johannes gaan verder om te praat oor die doop van Jesus en hy sê vir hulle, die een op wie jy die Gees soos 'n duif sien kom en hoe die Gees by hom bly, dit is hy wat jy moet aanwys as die seun van God. Johannes het verder gegaan en vertel toe hoe hy die Gees op hom sien kom en hoe hy die Gees sien by Jesus bly het. Dit was net soos 'n duif wat uit die hemel op hom kom sit het. En die Vader self het vir Johannes gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat my seun is. En daarom kan Johannes die Doper hiervan getuig en kan hy baie duidelik sê dat hy dit self gesien het, dat hy presies dit wat God gesê het in sy lewe gesien en beleef het, en daarom kan hy getuig dat Jesus die seun van God is. Hy wat my met water gedoop het, sê Johannes dan, het vir my gesê, die persoon op wie die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self beleef en kan met sekerheid sê dat hy die seun van God is. So hiermee weet ons ook natuurlik dat Jesus met die Heilige Gees doop en dat hier 'n groot onderskeid gemaak word deur Johannes die Doper. Jesus is die een wat met die Heilige Gees doop. Jesus is die een wat die Heilige Gees stuur. Jesus is die een wat die Gees stuur om ons te oortuig van sonde, om ons te lei in die waarheid, om vir ons te vertroos, om ons spesiale helper te wees. Jesus het die Heilige Gees vir ons gestuur, om ons alles te leer om te onderhou wat Jesus ons geleer het. Jesus het die Heilige Gees gestuur, sodat hy ons alles kon leer wat die Vader gesê het, dat hy ons kon leer om alles wat Jesus vir ons geleer het, te beleef en ook met sekerheid te kan sê, soos Johannes die Doper, dat hy die seun van God is. Die doop met water is 'n aanduiding dat jou sondes afgewas word. Die doop met water is 'n aanduiding dat Jesus vir jou sondes gesterf het. Die doop met water is vir ons 'n vooruitwysing, 'n teken, en 'n sakrament wat vir ons leer dat Jesus ook in ons lewe vir ons aanvaar en vir ons liefde gee, dat hy ons omvou, dat hy ons red en dat sy genade by ons is. En Johannes die Doper sê vir ons, maar Jesus is die een wat doop met die Heilige Gees. En daarom moet ons in ons lewe weet dat ons slegs die Heilige Gees het omdat Jesus die Heilige Gees in ons lewe vir ons gegee het.
En daarom dat ons ook lees in die evangelies dat Jesus sê, as ons vra na die Heilige Gees, sal ons die Heilige Gees kry. En dit is ook wat ons hier by van Jesus leer in Johannes, en dat Johannes eintlik kom saamstem met wat die evangelies gesê het. Die volgende dag, nadat al hierdie dinge gebeur het, en 2 van sy disippels weer daar gestaan het, en terwyl Jesus verbystap het Johannes weer na hom gekyk en gesê, kyk, daar is die lam van God. Die 2 disippels het gehoor wat Johannes sê en het Jesus gevolg. Jesus het omgedraai en gemerk dat hulle hom volg en hy vra toe vir hulle, wat soek julle? Hulle antwoord hom toe, Rabbi, wat beteken leermeester, waar woon u? Waarop Jesus sê, kom kyk, hulle is toe saam met hom en gesien waar hy bly. Hulle daardie dag gaan kuier want dit was al laat, so 4:00 die middag. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat gehoor het wat Johannes gesê het en hom gevolg. Die eerste ding wat hy gedoen het was om sy broer Petrus te gaan soek, Simon. Hy sê toe vir hom, ons het die Messias, wat in Grieks as Christus vertaal word, gevind. Hy het hom na Jesus toe gevat. Jesus het hom aangekyk en gesê, jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal Kefas genoem word, wat as Petrus vertaal word. Die volgende dag wou Jesus na Galilea gaan. Hy loop toe vir Filippus raak en sê vir hom, kom saam met my. Filippus het in Betsaida gebly. Andreas en Petrus het ook van daar af gekom. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het die persoon gekry oor wie daar geskryf is. Ons het die persoon oor wie Moses in sy wetboek geskryf het gekry. Die profete het ook oor hom geskryf. Dit is Jesus, die seun van Josef wat van Nasaret afkom. En Nathanael vra toe vir hom, kan daar enigiets goeds uit Nasaret uitkom? Waarop Filippus reageer het, kom kyk. Jesus het Nathanael na hom toe sien aankom en hy sê toe, kyk, hierdie is 'n egte Israeliet wat niemand sal bedrieg nie. Waarop Nathanael vra, van waar af ken jy my? En Jesus sê vir hom, terwyl jy nog onder die vyeboom gesit het, nog voordat Filippus jou geroep het, het ek jou gesien. Nathanael sê toe vir hom, Rabbi, u is waarlik die seun van God, die koning van Israel. En Jesus sê toe, omdat jy glo, gaan jy nog groter dinge as dit sien. So waar ek sê vir jou, jy sal die hemel sien oopgaan met die engele van God wat op en af beweeg na die seun van die mens toe. En hierdie is vir ons ook aangrypend, want dit bring ons ook by die beginsel en die vraag of ons soos hierdie disippels vir Jesus in ons lewe onvoorwaardelik sal volg en aan hom gehoorsaam sal wees. Kom ons bid saam. Vader, ons loof U, ons prys U, ons eer U en ons dank U vir U grootheid en almag, vir U liefde. Dankie dat ons Jesus kan leer ken, die een wat ons verlos, die koning en die heerser van alle heersers. Amen.